Die Comrades Marathon is die mees ikoniese ultramarathon in die wêreld en om dit te wen is alreeds 'n buitengewone prestasie, maar om dit te wen en die op-roete rekord te breek is iets wat min atlete ooit regkry. Ons gas vanoggend het die sportwêreld behoorlik aan die gons gehad toe op 14 Junie die 2026 Comrades Marathon in 'n verstommende tyd van 5 uur, 15 minute en 56 sekondes gewen het. George Kusher, baie geluk ou maat en welkom by ons. Dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. As jy nou terugdink, dis nou so bietjie meer as 'n week later, as jy terugdink daaraan, wat onthou jy die meeste? Ek onthou definitief die ondersteuning langs die pad, verskriklik baie. En dan ek sal nooit vergeet hoe my vrou by die eindstreep vir my gewag het saam met my seun nie. Lieflik. Paar trane, nie waar nie? Ja, nee, definitief. Dat my vrou was baie emosioneel en ek kon ook myself nie help nie. En dis hoe dit behoort te wees, né? Ja. George, ek wil jou graag terugvat. Jy het begin baie jare terug as 'n baanatleet. Vertel ons net van daai deel van jou atletiek. Ja, ek dink dit het die basis gevorm, wat dit moontlik gemaak het om goed te kon hardloop by die Comrades. Ek was nog altyd passievol oor hardloop. Dit daai definisie van hardloop het net geskuif natuurlik van korter afstande al die pad na die Comrades, wat hopelik die verste is wat ek sal hardloop. Ek dink dit het my goed voorberei in terme van hoe om te oefen. Ek volg nou nog dieselfde struktuur as wat ek gevolg het op my universiteitsdae toe ek vir baan wedlope voorberei het. So ek's baie dankbaar vir daai agtergrond. Alhoewel ek nie weet dink ek gaan op die baan deelneem. Wie weet hoe dit ook opeindig. Gee my gou-gou van jou vroeë tye, van jou baantye, jou 1500 myl tye asseblief. Ja, so ek het op hoërskool het ek 1:47.4 gehardloop vir die 800. So. En my 1005 beste tyd is 3:37.33 en my beste myltyd is 3:57.7. So daar's bitter min Comrades wenners wat 'n sub 4 gehardloop het. Dit kan ek jou. En intendeel, jy mag miskien die eerste een wees as ek mooi daaroor dink. As ek mooi daaroor gaan dink. Ja. Ek het nie besef jy het so vinnig gehardloop nie. Toe kom studies en toe hou jy op hardloop. Wat het gebeur? Ja, so ek het dit nie goed gedoen nie. Ek het bietjie siek geraak in klierkoors. En ek was hardkoppig en ek wou aanhou oefen terwyl ek siek was. En dis natuurlik die grootste fout wat jy kan maak, want jy begin dink jy's net onfiks en jy moet harder oefen. En hoe harder jy oefen, hoe sieker word jy. So dit was net nie vir my ek het nie baie genot gevind in oefen en deelneem nie. En ek was, om eerlik te wees, net gatvol. En toe ek klaar maak met my graad en ek kom terug Suid-Afrika toe, dink ek gaan nou begin werk en ek gaan maar aanbeweeg in my lewe en hardloop gaan iets van die verlede wees. Vertel vir ons gou-gou van jou graad. Jy's in 'n baie interessante veld. Ja, ek het aktuariël studeer, en ek het 'n meesters in statistiek gedoen. En wat doen jy nou hier in Suid-Afrika? Ek's 'n datawetenskaplike. Wat beteken? So in Engels is dit 'n data scientist. Ja. So ek doen vooruitskattings, dis meestal maar voorspellings en modelle wat ons bou. So analise met ander woorde tot 'n groot mate. Ja. En hoe dit jou gehelp met jou oefening? Want ek luister na Gerda en hoe sy dinge beplan en hoe naby sy is aan die tye wat sy hardloop tydens die wedloop wat sy voor die tyd neerskryf. Hoe werk dit vir jou uit? Ja, so ek het ek sal sê 'n passie vir data. So ek wou soveel as moontlik data bymekaar maak om te kyk wat maak iemand 'n Comrades kampioen of wat maak iemand 'n vinnige Comrades atleet. En vir my, ek het soveel as moontlik bronne probeer insamel. So ek het Bruce Forrest se boeke gelees. Ek het gaan kyk na wat ander mense geoefen het. Ek het selfs Barry Holland se advies gaan uitsoek. En ek het my formule maar ontwikkel. So of dit nou die regte formule is of nie, weet ek nie, maar dit werk vir my en is iets wat ek gaan volhou mee. Heel duidelik werk dit. Ek is beïndruk om te hoor hoeveel kilos jy 'n week hardloop. Gee ons net insig, ons kykers insig vir hoeveel kilos jy 'n week hardloop het en hoe jy dit aan mekaar gesit het. Ja, so my grootste weke was so 260 kilos 'n week. Maar dit is al uitgesprei oor 7 dae. So dis nie noodwendig 70 kilo dae nie. Dit is tipies 30 tot 40 'n dag en dan oor naweke sal ek so 50 tot 60 doen. En jy doen bultewerk. Hoe werk jou bulte sessies? Ja, so ek het in Waterkloof is daar 'n straat genaamd Rose Avenue. So ek het heel onder by Rose begin en dan opgehardloop tot heel bo en dan weer afgehardloop by Premier. Hoe lank is dit tot bo? Ek het nie getel, ek het nie gekyk nie. Ek het net gedink ek gaan nou op en af hardloop. Ek seker so 800 meter dink ek as ek moet skat. En hoeveel repetisies? Ek het so 10 op 'n slag gedoen, 10 op en af wel. En dit vat natuurlik goeie opwarming voor die tyd en goeie afwarming na die tyd, né? Ja, so ek het om op te warm het ek eers
om Groenkloof gehardloop en dan as ek 'n draai om Groenkloof gehardloop het ek begin. Spoedwerk? Ja, ek het Dinsdae by LC de Villiers, Vrydag by LC de Villiers het ek op die baan spoedwerk gedoen en dan het ek herhalings gedoen om die baan teen 'n sekere pas. En hoe lank was die repeats, die herhalings? So tipies 20 km in totaal, min of meer. En op die baan self 400, 800, 1000? So 3.2 kilos herhalings. So redelik lank, dis langer, goed. Ja. As mens nou kyk na hoe jou lewe sedert verlede Sondag verander het, wat is anders van die dag voor Comrades, voor jy gewen het? Ek dink die grootste ding wat vir my verander het, is ek het net besef dat dit moontlik is om werklik jou lewe te verander met harde werk. Ek dink daar is genoeg tyd vir my om nog die veranderinge werklik te sien plaasvind nie. Is nog 'n paar dae na die wedloop, maar vir my is die grootste ding, ek het 'n kans gevat op myself. Ek het die werk ingesit sonder dat daar enige beloftes is dat dit gaan uitwerk. Ja. En dit het uitgewerk en ek dink baie jong mense kan aanklank vind daarbey. Ek dink jy moet 'n kans vat op jouself, jy moet hard werk en jy moet jou hart volg in daai sin. Daar's goeie advies as jy nou ooit goeie advies gehoor het. George, jy het jou familie genoem wat vir jou gewag het aan die einde. Het dit ooit deur jou kop gegaan op een of ander stadium? Ek weet meeste tophardlopers is so binne toe gefokus, maar was dit een of twee keer in jou kop? Ja, op die pad? Verseker, baie kere mense dink aan opgee. Mense is so vrek moeg, mense dink regtig, "Jo, ek wil nou te opgooi." En dan dink ek dit sal nie reg wees nie, want my gesin maak staat op my en hulle wag my by die eindstreep. So elke keer as ek wou opgee, dink ek, nee, wat ek gaan maar moet deurdruk. Ek wil nie my familie in die steek laat nie. Comrades het die mees ongelooflike toeskouers langs die pad. Praat ons nie daardeur. Ja, ek meen, ek dink daar's 'n oomblik wat jy werklik alleen op die pad is nie. En dis 'n 85 km roete. So dis regtig ongelooflik en dis immers wat die wedloop so spesiaal maak, is al die belangstelling reg oor die land. Sonder al die belangstelling sou dit maar net nog ultra wees. So dis regtig spesiaal en mens moet dankbaar wees daarvoor. As ons wil hê die wedloop moet aanhou groei van krag tot krag en selfs vir die 100ste gebeurtenis volgende jaar, moet mens dankbaar wees want dis die ondersteuners wat dit moontlik maak. As jy terugkyk daarna, het jy geweet jy gaan wen of al dan nie? Ek het geweet ek's fiks. En ek het geweet as ek my plan uitvoer, soos wat ek dit wou uitvoer, is al moontlikheid dat ek baie goed gaan doen. Maar ek wou nie aan die uitslag dink nie. Ek wou fokus op die proses en wat ook al die eindresultaat van daardie proses is, sou ek mee gelukkig wees as ek geweet het dis my beste. En as jy nou terugkyk na die wedloop self, het jy beplan om 5:15 te hardloop of het dit net op sy eie gebeur? Ek dink dit was organies, ja, want ek het glad nie gekyk na tyd nie. Ek het ook nie gemik vir 5:15 noodwendig nie. My plan was om konservatief te wees die eerste helfte, en dan 'n wegbreek te maak en ja, half te hardloop op geloof, te hoop ek maak dit tot die einde toe. En die tyd was half 'n natuurlike byproduk van daai poging. Uitstekend. George, kan nie vir jou sê hoe trots ons is Suid-Afrikaners op jou is nie, eerlikwaar wel gedaan en natuurlik vir Gerda ook daarbey saam. Lekker om jou in die ateljee saam met ons te gaan. Baie dankie, ek waardeer dit. Nou ja, bly ingeskakel want ons is net hierna terug en Papa Koen bring sy seentjie saam met hom na die ateljee toe. Wil jy meer weet? Bly daar.